Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die opstand van rebellie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig van julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Jesaja hoofstuk 59 vers 2. Die kwaad het ontstaan by Lucifer, wat teen die regering van God in opstand gekom het. Voor sy val was hy 'n bedekkende gerib, onderskei deur sy uitnemendheid. God het hom goed en mooi gemaak, so na as moontlik aan homself. Niks word duideliker in die skrif geleer as dat God geensins verantwoordelik was vir die intrede van sonde nie, dat daar geen arbitrære terugtrekking van goddelike genade, geen tekortkoming in die goddelike regering was wat aanleiding gegee het tot die opstand van rebellie nie. Sonde is 'n indringer, vir wie se teenwoordigheid geen rede gegee kan word nie. Dit is geheimsinnig, onverklaarbaar, om dit te verskoon is om dit te verdedig. Kon 'n verskoning daarvoor gevind word, of 'n oorsaak vir sy bestaan aangetoon word, sou dit ophou om sonde te wees. Die eerste sondaar was een wat God grootliks verhef het. Hy word voorgestel onder die figuur van die prins van Tyrus, wat floreer in mag en pragt. Bietjie vir bietjie het Satan begin om die begeerte na selfverheffing te bevredig. Alhoewel al sy heerlikheid van God afkomstig was, het hierdie magtige engel dit begin beskou asof dit op homself betrekking het. Nie tevrede met sy posisie nie, alhoewel hy bo die hemelse leer vereer is, het hy dit gewaag om hulde te begeer wat alleen aan die Skepper toekom. In plaas daarvan om te probeer om God oppermagtig te maak in die liefde en trou van alle geskape wesens, was dit sy strewe om hul diens en loyaliteit aan homself te verseker. Is hy, Satan, nie die eerste groot afvallige van God nie? Dit is by Lucifer se troon dat elke bose werk sy beginpunt vind en sy ondersteuning verkry.